Baie welkom vanmôre by die sakrament van die doop. Ek wil gou voordat ons praat vir jou vra wat beteken die sakramente? Die sakramente in ons kerk is die doop en die nagmaal en albei sakramente is God se belofte aan ons deur die voorbeeld met sy seun. Die doop is Jesus Christus wat vir ons gesterf het en die belofte wat God rondom dit gemaak het. En die doop is Jesus wat gedoop is en die besnydenis in 'n sekere sin vervang het, dat dan nie nodig het om bloed mee te vloei nie, want Jesus se bloed het vir ons gevloei. As ons daaroor praat vanmôre, wil ek jou vra en uitnooi om diep vanmôre saam met my hieraan te dink. Kom ons word stil en ons wy oggend aan Vader. Vader, dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie dat ons in U almagtige teenwoordigheid saam met mekaar U kan dien, Here, en U woord kan luister. Dankie, Here, dat ons 'n afwagting in ons hart het vanmôre, dat U met my sal praat en vir my sal herinner hoe goed werk en waar dit vandaan kom. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Amen. So, as mens kyk na die realiteit van die doop, wat is dit wat ons mekaar moet sê? En ek dink die eerste vraag is mekaar, vir wie is die sakrament? Is die sakrament vir die gemeente om dit te sien? Is die sakrament vir die babatjie wat gedoop word, of is dit vir die ouers wat die gelofte aan God doen? En baie keer verval ons in die totale misverstand dat die sakrament gaan ons doop vanmôre klein Johantjie. Dat die sakrament oor Johan gaan en die sakrament vir Johan is en ons basies getuies is wat aan die buitekant staan. En ek wil vanmôre 'n bietjie dat ons denke daaroor bietjie sal aanpas en dat ons in 'n bietjie 'n konflik met onsself sal gaan en vir onsself vra, maar is dit die waarheid? Die een realiteit is dat ons vanmôre onsself herinner van die ewige lewe van hierdie babatjie wat gedoop word. Dat hierdie 'n ewige wese is wat van God afkom en na God toe teruggaan en dat ons die ewigheid van hierdie wese moet oënskyn neem. Hierdie babatjie gaan vir altyd lewe. So ook ons. En dan die tweede, ek wil amper sê realiteit wat ons mekaar moet vra is, onder watse realiteit bestaan hierdie babatjie? Ontstaan die realiteit vir die babatjie wat gedoop word vir die oomblik toe hy gebore is en die realiteit gaan dood die oomblik as hierdie kind sterf? Of is die realiteit dat hierdie 'n ewige wese is onder die almag en die beskerming van God? As ons dit vir mekaar sê, dan moet ons mekaar vanmôre herinner waaroor die doop gaan. En om dit te kan doen, moet ons 'n vinnige voelvlug oorsig doen van waar hierdie belofte van God wat gestalte kry in Jesus Christus, waar dit vandaan kom. En die eerste is wat ons al optel, is God se belofte aan Adam en dan Eva. En God se opdrag aan hulle word baie, vul die aarde. Hy het die tweede opdrag gegee, 'n tweede belofte gemaak, van jy sal heers oor die diere, en jy sal hulle name gee, en jy sal heers oor my skepping, en jy sal die een wees wat my verteenwoordiger is, sê God op aarde, oor my skepping. En toe Adam en Eva dit hoor, ontstaan die reuse misverstand, dat hulle dit kan interpreteer soos wat hulle doen. En daarom die sondeval, en die straf van die sondeval, van jy sal in die stof van jou aangesig, of in die stof van jou aangesig, sal jy met sweet jou brood elke dag verdien. En dis die gevolg daarvan, dat hulle gelofte aan God nie nagekom het nie, dat hulle vir God gesê het, maar Here, ons sal heers oor die skepping, ons sal alles doen, wat U van ons vra, maar hulle het vergeet, en het op hulle eie term begin doen. Van ek wil van die boom van kennis van goed en kwaad eet, en daarom het goed so radikaal skeef geloop, en dan kom God kom herstel hierdie gelofte, hierdie verbond, wat hy met Adam en Eva gesluit het, kom vervang hy met 'n verbond met Abraham, en hy kom maak dit weer reg. En ons lees dit, dis nie net op een plek wat dit gebeur nie, dit gebeur basies in 3 hoofstukke in Genesis. Genesis 12 vers 2 tot 3. Abraham het nie kinders nie, en Abraham vra vir God, maar gaan sy besittings nou aan ander mense se kinders gaan, en God beloof hom, maar jou nageslag sal jou besittings erf. Genesis 12 vers 2 en 3. Genesis 15 kry ons hierdie
hartroerende, maar verskriklike beeld van God wat met Abraham praat en vir Abraham sê, maar ek gaan 'n ooreenkoms met jou aangaan. En die manier waarop hy vir Abraham sê, maar bring 'n vers en bring 'n bokram en bring 'n klomp diere en sit hulle voor my neer, hulle moet almal 3 jaar oud wees, en dan sny Abraham hierdie diere in die helfte deur, want die ooreenkoms van daai tyd was 'n ooreenkoms van bloed gewees. Die kontrak was nie 'n papier wat onderteken is nie, dit was 'n ooreenkoms van bloed gewees, en Abraham wag vir God, dat God sy ooreenkoms met hom moet nakom, en Abraham verval in 'n diep slaap in Genesis 15. En Abraham het niks met die belofte, met die ooreenkoms te doen gehad wat God met hom gemaak het nie. En God stap tussen die diere deur, en ons weet dis waar die bloed vandaan kom, en dan hierdie bloedverbond word dan gesluit in Genesis 17, waar God, voordat Abraham nog 'n kind gehad het, vir Abraham God 'n verbond met Abraham sluit, en die verbond is, ek sal 'n God wees vir jou, maar ek sal ook die God wees vir jou nageslag, en al hulle geslagte, en hierdie ooreenkoms is beseël in hoofstuk 15, met die bloed van die diere. En daarom is die verbond wat God met Abraham gesny het, 'n besnyningsverbond van 'n seentjie, wat op die 7de dag besny is, sodat bloed vloei, en dat God sy belofte aan Abraham gemaak het, maar dat die mens, Abraham, sy gelofte aan God kon nakom, deurdat elke seentjie wat gebore is, wat besny is, sy bloed gevloei het, om hierdie gelofte in stand te hou, of hierdie belofte in stand te hou. En dan sien ons dat Abraham glo hierdie gelofte wat hy aan God gemaak het met sy hele hart, dat God sê, ek sal 'n God wees vir jou, maar ek sal ook 'n God wees vir jou kinders, as hy vir Isak moet gaan offer. Alhoewel Abraham ongelooflik twyfel, en Isak die hele tyd vir Abraham vra, maar ons het al die goed, ons het die hout, ons alles, waar is die offerdier, waar is die bloed wat gaan moet vloei, om hierdie verbond na te kom? En dan Abraham wat in God glo, en God wat Abraham sy belofte aan Abraham nakom, omdat Abraham sy gelofte aan God nakom, en daar's 'n skaapram. Hierdie selfe gelofte tel ons op verder in 1 Samuel hoofstuk 1, waar Hanna voor die Here kom, en sy het nie 'n kind nie, en sy praat met die Here, en Elkana sê vir Hanna, gaan aan, en Eli, die priester, dink Hanna is getrek. En dan die beloftes wat Hanna aan God maak, die geloftes wat sy aan God maak, en die belofte wat nakom, en die onbeskryflike, onroerbare gelofte wat Hanna nakom, om vir Samuel aan die Here te wy. Ons sien hierdie selfde ding gebeur in Lukas 2, vanaf vers 22, waar Josef en Maria hierdie Jesus kindjie bring, om volgens die gebruik die verbond na te kom van bloed wat moet vloei, en die reaksie van Simeon en van Anna, hier van Lukas 22 vers 25 oor, waar hulle God se belofte erken. Simeon wat sê, Here, nou kan ek in vrede gaan, want met my oë u verlossing gesien het. Anna, dieselfde situasie. God bly sy beloftes in ons nakom. En nou kom ons by die vraag, en ons vra, maar waaroor gaan hierdie sakrament van vandag? En ek dink dis duidelik dat die sakrament van die doop aan die een kant gaan oor ons belofte wat ons aan ons kind maak. Hoor mooi, ons belofte wat ouers aan ons kind maak, en die belofte wat ons aan ons kind maak, is om te sê, my kind, eerste instansie, die realiteit van die saak is, ek weet jy's 'n ewige wese. My kind, hoe lief ek vir jou is, weet ek, jou siel, dit wat binne in hierdie liggaam op die lewe, wat pappa en mamma deur ons genetiese materiaal gebou is, bloot die houer, maar dit wat in hierdie liggaam op die lewe, kom van God af, dis 'n ewige wese wat van God af kom, wat tydelik in hierdie houer wat ons gemaak het, hierdie liggaam sal lewe, en ons maak 'n belofte aan jou, ons jou gaan groot maak, dat jy jou regte Vader sal ken. Dis God se belofte aan ons, dat hy God vir ons sal wees, maar ook die God vir ons nageslag, en dat ons ewigdurend in hierdie
belofte van God kan lewe. Maar dan is die essensie van hierdie sakrament is nie net God se belofte aan ons nie, net ons belofte aan ons kinders nie, maar ons gelofte aan God. Die gelofte wat jy maak, dat jy sê, maar Vader, U is die ware Vader van hierdie kind. Hierdie ewige wese kom van U af. En U dit geskep, lank voor U die skepping geskep het hierdie kind al bestaan in U gedagte. En ek kom en ek doen hierdie onbeskryflike gelofte aan U, dat ek my kind sal leer van wie U is, dat my kind in 'n pad sal stap met U, en dat ek alles in my vermoë sal doen, dat hierdie kind 'n pad met U sal stap, sodat wanneer U my kind kom haal, hierdie siel wat terugkeer na U toe, dat as ek as ouer my verantwoordelikheid nagekom het aan U, en dat my kind nie as 'n ongenooide gas in die hemel opdaag en nie weet wat aangaan nie. En hierdie is die ernstige deel van die doop. My gelofte wat ek aan God doen. En dan is die vraag is, die tweede realiteit, my kind is die ewige wese en my ewige wese kind lewe onder die almag van God. Maar die vraag is, hoe kom ek dit na? Hoe lyk dit in die praktyk? En ek wil vir jou vra as ouer vandag, toe jy die dag die gelofte aan die Here gemaak het van die doop, in hoe mate het jy daarby gebly? In hoe mate het jy dit reg gekry om jou kind groot te maak? En om dit te verstaan, wil ek gou hê, ons moet onsself herinner, wat die woord van God vir ons sê, in Prediker hoofstuk 5. Prediker hoofstuk 5 praat baie mooi, en die gedagte begin eintlik al by hoofstuk 4, die laaste hoofstuk van hoofstuk 4 vers 17. Hy sê, wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Wees baie versigtig, moenie bang wees nie. Moenie vreesbevange wees nie. Maar wees versigtig. En wat beteken hierdie versigtigheid? Moet ek nou siekies in die kerk instap? Nee. Jy moet versigtig wees, want jy moet weet in wie se teenwoordigheid jy instap. Jy stap in die teenwoordigheid van God in, die almagtige Vader wat alles gemaak het en alles in sy hande hou. Hy sê, dit is beter om nader te kom en te luister. Dit is beter om nader te kom en te kom luister na hierdie almagtige God, as wat jy nader kom en jy kom breek voor God om 'n offer te bring, want hy sê, dit is beter om te luister, as om jou offer te bring soos 'n dwaas dit sou doen. 'n Dwaas kan niks anders as kwaad doen nie. Jy stap nie hier in, jy sê vir die Here, maar kyk wat so oulike mens ek is, kyk wat so wonderlike goed is ek. Dis beter om in nederigheid in die teenwoordigheid van God in te kom, maar dan gaan hy verder, en hy sê dan, en hy wil hê ons moet verskriklik mooi luister na hoofstuk 5 vanaf vers 1, hy sê, moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie, want hy is in die hemel en jy's op die aarde, laat jou woorde daarom min wees. Want hy is in die hemel en jy op die aarde, laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid bring drome, baie praat lei tot onverstandige woorde. So met ander woorde, wat hy sê vanmôre vir ouers wat kom doop en gedoop het, die doenigheid van jou kind, om jou kind groot te maak, dat jou kind die regte klere brand dra, dat jou kind die regte skoene, dat jou kind in die regte skool is. Hy sê baie doenigheid bring drome, maar dis net drome. Hy sê baie praat lei tot onverstandige woorde. Jy raak so besigheid met die doenigheid van om jou kind groot te maak, en dis jou kind, want jy en jou vrou het julle genetiese materiaal bymekaar gesit, en daarom is hierdie siel wat lewe binne in jou kind joune. Dit het nie die waarheid nie, dit het God, dit het te doen met God, en hierdie ewige siel kom van God af. Jy het net die behouer gebou. En dan sê hy, en as aan God 'n belofte gedoen word, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie.
So die vraag is, wat gebeur met 'n ligsinnige belofte? Hierdie pragtige geleentheid, my kind word gedoop, ek wil sommer my kind in my tuin doop en die dominee kan sommer soontoe kom, want eintlik is dit 'n privaat ding tussen ons familie en ons gaan allerhande beskuitjies eet en dit gaan 'n vreeslike groot feesviering wees en die feesviering gaan oor jou kind. Jy kan hierdie gelofte in 'n tuin doen nie. Jy moet hierdie gelofte kom doen in die heilige teenwoordigheid van almagtige God wat die hemel en die aarde gemaak het en alles in sy hande vashou. En God hou nie van 'n ligsinnige mens nie. Wat jy beloof, moet jy betaal. Dit is beter om nie te beloof as wat jy beloof en nie betaal nie. Moenie dat jou mond jou laat sondig sodat jy die priester sal sê, ek het my vergis met my woorde nie. Sorry Here, ek kan nie die belofte aan U nakom nie, want ek het my vergis met jou woorde nie. Daarom sal jou God, daarom met jou God laat kwaad doen, en dan kan jy vir God sê, my woorde word nie. Daar is baie drome, baie tot niks, wat tot niks kom nie. Daar is ook baie woorde, maar dien jy jou God met jou gelofte. Dien jy jou God, is wat hier staan. Gaan lees Prediker 5, gaan kyk, wat is jou gelofte, wat jy miskien aan die Here gemaak het. Hierdie gelofte is die ewigdurende gelofte, wat jy nie anders kan as, om dit na te kom nie, dit het 'n gevolg. Mag Vader jou bring by die sakrament van die doop vanmôre. Jy kan nie jou kind aan die Here wy, en op 'n Sondagoggend lê dat jou kind se sport en jou kind se ander aktiwiteite of jou inkopies vir jou belangriker is as jou gelofte aan God rondom die manier hoe jou kind grootmaak nie. Jy kan nie toelaat dat jou kind sy eie geloofspad ontdek, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, jy as ouer is verantwoordelik dat jou kind sy Vader in die hemel sal leer ken en dat die kerk jou sal help op jou geloofsreis met jou kind. Hou op om te dink, dit was 'n doop, dit was oulik, het oor die kos na die tyd gegaan. Jy kan nie eens onthou oor die gelofte wat jy aan God gedoen het nie. Herinner jouself vanmôre die belofte wat jy aan jou kind gemaak het die dag toe jy jou kind gedoop het. En die belofte het nie gegaan oor klere of oor kos of oor sy liggaam of oor al die aardse goed nie. Jou belofte aan jou kind het gegaan oor sy ewige gees. God se belofte wat hy aan jou gemaak het, dat hy hierdie ewige gees in sy hande sal vashou, selfs al sterf hierdie ewige gees op aarde. En jou gelofte wat jy aan God gemaak het, mag God vir jou krag gee. Vader, alles in ons lewe begin so vinnig en so wonderlik raak. Alles word so verdoesel in die wêreld waarin ons lewe. U word so op die agtervoet gestel. U word so, dis maar net 'n pragtige doopgeleentheid gewees. Maar u gaan van my rekenskap vra vir die gelofte wat ek aan u gedoen het oor my kind. My kind gaan vir my eendag rekenskap vra oor die belofte wat ek aan my kind gedoen het oor u. Geef vir my insig daaroor. Dankie dat ons daaroor kan praat. Amen. Mag Vader jou by die kern van jou gelofte uitbring, by elkeen van hulle. Mag die sakramente weer vir jou ongelooflike kragtdadige bewyse wees van dat God aan elkeen van ons 'n belofte gemaak het. Jy mag die Here ook dien met jou offergawe hier onder op die skerm, sodat ons die waarheid van God se woord kan bly verkondig. Vrede.